Ek het nou gewonder toe ek daar agter sit of ek almal vir julle gaan raak sien. Maar ek sien julle so waar raak. Ek wil vir elkeen van julle sê baie welkom in die huis van die Here. Nou gaan nie vir my vra nou maar hoe sê mens by 'n begrafnis vir mense welkom. Dit is mos nie iets lekker nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor die feit dat ons in die teenwoordigheid van ons lewende Here is. En dit is great om te weet dat hy vir ons kom sê, my kind, kom sit net hier voor my en kom raak rustig, sodat jy my stem kan hoor, want ek is die een wat troos. So baie welkom weer eens in die huis van die Here aan elkeen van julle. Ek gaan net gou die begrafnisbriefie lees. Ek het almal so min of meer 'n blaadjie gekry. Wie het nie gekry nie? OK. Sy het ons verlaat sonder om 'n woord te praat. Die hande wat vir ons gewerk het, rus nou sag in mekaar. Ons dink met tere herinnering en dankbaarheid terug aan wat sy vir ons beteken het. Haar liefde, toewyding en lyding aan ons familie, haar medemens en vriende sal in ons gedagtes voortlewe. Sy is en was die eiendom van ons hemelse Vader, waarna sy terugkeer na sy vaderhuis. Haar heengaan word nie betreur deur haar bedroefde eggenoot, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Kom ons gaan saam sing. U kan maar rustig bly sit terwyl u sing. Die nuwe verwerking van genade, onbeskryflik groot. En die feit dat ons hier is en die feit dat die Here vir my kom wegneem het, is alles deel van die genadewerking van God. Want as 'n mens na iemand kyk en jy sien dat hierdie mens ly elke dag van haar lewe en jy kom vra, Here, asseblief gryp in. En as die Here ingryp, dan sê is genade onbeskryflik groot. Kom ons sit en dan sing ons dit met mekaar saam. Ek wil die woord van die Here bedien uit Filippense hoofstuk 3, maar ek gaan ook vir u 'n gedeelte lees uit Prediker van Salomo. Maar ek gaan dit nie arm aan mekaar lees nie, maar voor ons lees, kom ons word stil voor die Here. Papa, Vader, sien ons vanmôre raak, maar net soos ons is.
Nou Charles het net nou gesê, hy ken my nie, want hy weet nie, ek kan so lyk nie. So sit ons vanmôre hier dalk, elkeen met 'n soort van 'n masker op, soort van 'n wegkruip vir myself, wegkruip vir my eie emosie, wegkruip vir my eie bang wees. Want hierdie bang en hierdie seer wat ons nou moet beleef, is elkeen van ons se deel, een of ander tyd. En ons raak bang as ons daaraan dink. Ons dink aan die seer van mense en die eensaamheid en die verlang van mense. Maar dan kom hy en dan kom sê hy vir ons, moenie bang wees nie, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God, ek help jou, ek red jou met my eie hand, hou ek jou vas. En dis vanoggend ons troos vanmiddag, die feit dat ons in die hande en deur die hande van God vasgehou word. En daarom kan ons sit met hoe ons ook al voel. Ons hoef nie weg te kruip nie, want U weet wat in ons binneste aangaan. En U weet wat elke een se behoefte is. En daarom is my gebed, Here, dat U deur U Gees U hande op elkeen sal lê en dat U vir elkeen sal sê, wees rustig, my kind, wees rustig, want ek is hier by jou. Here, dankie vir U alomteenwoordigheid en dankie dat ons aan U woord mag vashou. Wil ook vir ons begelei deur U woord en wil gee dat dit vir ons moed sal gee vir die pad wat voor lê. Ons bid dit sodat U daardeur verheerlik kan word. Amen. Ons lees in Filippense 3 vanaf vers 10 die volgende verse. Nou moet ek sê, daar is verskillende Bybels en verskillende Bybels het verskillende opskrifte oor dieselfde gedeelte. Die een Bybel waarin ek gelees het, het onder andere van die gedeelte gesê, dit is ek wat op pad is. Nou, ons gaan hoor op pad waarheen is ek. Daar is 'n uiteinde, daar is 'n toekoms. Hy sê, al wat ek weet, of al wat ek wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind, om deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Paulus het goed baie ingewikkeld gesê, maar luister mooi na die woorde. My wens om Christus te ken, om die krag van sy opstanding te ondervind. En ek wil vanoggend hier ook rondom stil staan oor die hele kwessie van die opstanding van Christus. Hy sê, ek sê dit nie dat ek al alles het nie. Of dat ek al bereik het nie, maar ek span my in om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Neem kennis, Jesus Christus het my reeds syne gemaak. Ek verbeel my nie dat ek dit alles sal het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Vers 20, ons is burgers van die hemel, vanwaar ons ook die Here Jesus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ook ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Die Here sê, hy gaan my liggaam verander, sodat ek 'n verheerlikte liggaam kan hê. Wanneer
ons in hierdie wêreld ons oë toemaak, dan dink baie van ons, dit is klaar, dis verby. Ek is dood en mettertyd gaan die mense my vergeet. Dit is doodgewoon, nie waar nie. Want dit is so, dit maak nie saak wat my toestand is en in watter toestand my liggaam is, die dag wanneer ek fisies nie meer hier is nie. Christus sal hierdie liggaam opwek en so verander, dat dit so sy verheerlikte liggaam gaan wees. Ons moet verstaan dat toe die Here Jesus na hierdie wêreld gekom het, hy volkome mens kom word het. Hy het sy hemelse heerlikheid prysgegee om mens te word, om 'n liggaam te kry, 'n liggaam wat kan voel, 'n liggaam wat kan ervaar, wat u en ek ervaar. En ons weet hoe hy gemartel is, hoe hy aan die kruis verniel is, hoe hy byna onherkenbaar uit mekaar geslaan was. So hy weet van lyding, hy weet van hoe voel dit om 'n liggaam te hê wat stikkend is. En net so word ons liggame ook deur allerlei prosesse en stikkend beskryf en ervaar ons dit ook, maar ek wil hierin vir u tog maar lees wat in Prediker 12 staan. En dit is wat Salomo beskrywe, en hy beskryf ons liggame, hierdie goed waarin ons woon. En dan praat hy van swaar dae wat kom. Hy sê jare wat aanbreek waarin ek sal sê, ek het daar niks aan nie. Wat eintlik maar wil sê, ek wil eintlik dit nie daarmee te doen hê nie. En dan beskryf hy sy bene, hy sê, dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne waggel. Die malers ophou maal omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, ons oë wil nie meer sien nie. Die geluid van die meule word dof. Die tyd wanneer mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor jy geen lied meer nie, my ore is toe. Dis 'n tyd wanneer hy bang is vir die hoogte en vir alles op die aarde skrik. Die tyd wanneer die amandelboom wat in bloei begin staan en die sprinkaan homself voortsleep, en dan kom hy en dan sê hy, die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik in die put val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer soos dit was. En wat Salomo vir ons beskrywe is dood eenvoudig ons liggame wat op een of ander stadium begin ons liggame vergaan. Maar iets anders gebeur ook, dis nie net my liggaam wat vergaan nie. Hier gebeur ook iets in my lewe, en dit is die feit dat ek bang begin word, dat ek begin twyfel, en dat ek soos die psalmdigter in Psalm 73 skrywe, Here, 72, moet my tog nie vergeet, nou dat ek oud geword het nie. En dan lê die gevaar nie in die feit dat ons bang hoef te wees dat God ons sal vergeet nie, want God kan ons nie vergeet nie, want my naam staan in sy handpalm ingegraveer. God kan my nie vergeet nie, maar ek word bang dat ek God gaan vergeet. Want dit is net so dat wanneer 'n mens se liggaam afgetakel word, dan begin 'n mens twyfel of God bestaan
En jy begin net twyfel of God jou hoor, want dit voel nie vir jou so nie. Dit is bitterlik lekker om jong te wees. Oupa Paul is baie lief om vir my te vertel van die dae toe hy rugby gespeel het en hoe rof hy was en die vreeslike oorlogte wat hy gevoer het aan die grens en hoe hy kon stap en stap daar aan een en ek weet hy kon goed stap, maar hy kan nie vandag meer nie. Hoekom nie? Want die liggaam het moeg geword. En weet jy, as Marie vir my bel en sy sê vir my, Boeta, ek worstel met God, dan klink dit so asof hierdie vrou sê, maar ek het nie meer vertroue in God nie. Of ek ken nie meer vir God nie, of ek het bang geword. Dan sê ek vir, weet jy wat, dis alright. Dis alright om met God te worstel, dan weet jy, alle mense wat ek ken, wat met God worstel, is almal kinders van die Here. Want dis juist hulle wat dan in hierdie tyd met God besig raak. En Marie was besig, hierdie afgelope tyd was sy besig met die Here. Sy het geworstel. Maar dink nou maar aan Jakob by die Jabbokrivier, hoe hy met God geworstel het. Abraham se worstelstryd, toe hy Isak moes gaan offer. Job se worsteling, weet ons, was byna bo-menslik. En Job het sy geboortedag vervloek, omdat hy net eenvoudig nie gesond kan word nie. Die een wat die meeste geworstel het, was ons Here Jesus Christus self. Die woord van God sê vir ons, sy sweet het soos bloeddruppels geword. Hy was nie bang om hierdie pad te loop nie, maar hy het geweet dit gaan seer wees. En hy het vir die Here God gevra, jy moet vir my krag gee, dat ek staande kan bly. En dan kom 'n vriendin van my en sy word vir die tweede keer met kanker gediagnoseer. Die eerste keer het al 2 haar borste verwyder en na 'n paar maande, soos sy teruggaan na die onkoloog, toe sê hy van, mevrou, ek is baie jammer om vir jou te sê, hierdie kanker het verskuif na jou lewer toe, ons kan niks daaraan doen nie. En sy weet, sy het 'n dogter wat in standaard 8 is, en sy weet nie wie die kind dit gemaak het. En Linda het met God geworstel. Sy is eers dood nadat die dogter matriek geskryf het. En dis awesome. Hoe dat God ten spyte van dit alles by ons staande bly. Maar Linda daardie nag, die heel nag deur in haar man se studeerkamer gesit en sy het met God geworstel oor hierdie ding, oor hierdie dood wat binne in haar lê. En die oggend teen dagbreek toe kom vlieg daar 'n duif teen haar venster vas, teen die studeerkamervenster. En sy kyk hierna en sy staan verstom, want dit lyk asof die engel van God daar gaan sit het, die vlerke wat oopgesprei is, die borsgedeelte in die kop. En sy sê, wauw, ek het met God geworstel, God het my geantwoord. So ons hoef nie bang te wees die dag ook wanneer ons met God beginne worstel nie. Want dit is kinders van God wat met God beginne worstel. Ek praat met Marie, dan sê sy vir my, Boeta, nou die dag toe ek met haar praat, Boeta, ek kan nie meer nie. En ons weet almal, sy kan nie meer nie. Maar ons kan haar nie doodmaak nie. Dit is nie ons werk nie. Dit is God se werk. En ek vra toe vir haar weer by vernuwing, want ons het al baie oor die goed gepraat, spesifiek oor die lewe na die dood, en hoe gaan 'n mens dood, en wat gebeur met dit alles. Toe sê sy weer vir my, Boeta, nee, ek vra toe vir haar, hoor, sy sal sê vir my, het jy nou vrede in jou hart? Weet jy dat jy veilig is? Weet jy dat daar 'n wonderlike toekoms op jou wag? Toe sê sy vir my, ja, Boeta, ek weet. Toe sê ek vir haar, sy sê, en nou kan jy maar die toue losmaak. Sy sê, ek het klaar die toue losgemaak. Nou wil ek vir u vra, hoe maak 'n mens die toue los?
Dood eenvoudig, omdat die Here vir ons sê, en Paulus sê dit vir ons baie mooi in 2 Timoteus 4, ek het die wedloop afgelê. Ek het gelowig enduit volgehou. En nou wag daar op my die oorwinnaarskroon, die lewe saam met God. Ek het net nou vir u gevra, waarheen is ons op pad? Ons is as kinders van God, almal op pad na die ewige heerlikheid van God. En dit is vir my amazing, en dit is die plek waar ons kan weet, waar ek van God af ontvang 'n nuwe verheerlikte liggaam. 'n Goeie vriend van ons lê op hierdie oomblik baie ernstig siek. Hy het beenkanker en hy verloor gewig teen die spoed van wit lig. En ek weet wat sy uiteinde gaan wees, maar ek weet ook hy's 'n kind van die Here. Marietjie was iets in die 40 kg toe sy dood is, André, net so bietjie oor. En die van u wat vir Marie geken het, sy werd nogal op 'n stadium duidelik ingevul. Jy hoef nie te getwyfel het daarin dat sy 'n vol mensie is. En dit het oorgebly. En dit is wat ons onthou. Maar ek wil hê jy moet 'n ander beeld raak sien. En dit is die beeld van hierdie verheerlikte liggaam wat daar gaan wees tot eer en heerlikheid van God. Ek is nie besig om tot niet te gaan nie, al voel dit so. My eie knie het is ingegee, hulle is moeg, ek moet Vrydag gaan vir 'n armoperasie, ek is vrek bang. Ons kan ook bang word, ons as dominees word ook bang, moenie fout maak, ons word erg bang. En ja, baie keer raak ou so bang, jy vergeet om te eet, met jou tande kletter so op mekaar, jy weet nie hoe om te byt nie. Want jy wil nie self byt ook nie, maar dit is lekker om te weet, ek gaan eendag, as ek by God is, 'n verheerlikte liggaam hê. Vra mense vir my, hoe gaan ek lyk? Ek sê net soos jy nou lyk, maar daar gaan nie meer pyn nou wees nie. Daar gaan nie meer stukke knie en prosteses in my wees nie. Ok, oupa, sorry, maar jy gaan nog steeds 'n pankop hê soos ek. Maar jy gaan die jeugdige krag van 'n arend hê. En dit is amazing om dit te weet. En ek sal met my hele lewe God elke dag loof en God ontprys. En daarom kan ons vanoggend hier staan en ek kan weet wat Paulus vir my sê, die dood het nie meer 'n angel nie. Want God het vir my ewige lewe kom gee. Ek gaan nie meer die liggaam my laat struikel nie, want ek gaan 'n splinter nuwe liggaam by God kry. En dis great. Kom ons hou daarin vas en mag dit vir u 'n troos wees om te weet dat daar 'n toekoms wag, omdat God dit vir ons verseker het deur die opstanding van Jesus Christus, wat aan die regterhand van God sit. En as u en ek vandag worstel en ons kry swaar, dan sê die woord van God vir my, dan tree die Gees van God vir my in. As ek nie meer weet om te bid nie, die Gees van God tree vir my in met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En daarom kan ek weet, ek is veilig in Christus. Amen. Papa Vader, dankie dat dit U is wat hierdie waarhede vir ons kom verduidelik. Dat dit U kosbare woord is, wat dit vir ons sê. Ja, dat ons weet ons word oud. Ons weet ons word swak. Ons weet ons word weer soos baba kindertjies. En dis nie lekker om dit te weet nie. Maar ek weet daar wag op my lewe. Ewige, wonderlike lewe. Saam met al die kinders van God. En ek mag nou reeds 'n voorloper wees vir hulle, sodat hulle kan weet, naas Jesus Christus en al die ander gelowiges, het ek 'n geliefde as pand
In die hemel wat my toeroep, ook vir jou staan die poorte van die hemel oop. Ons dank U vir hierdie wonderlike waarheid en U wonderlike liefde vir ons. Amen. Ek wil ons moet, ja, eintlik kan 'n mens nie bly sit as jy dit doen nie, want dit werk. Nico, jy moet jou deure toe hou. Dat ek nie eens kyk wat ek nou moet gedoen het. Ek dink ons sing nou die lied saam, ek dink dis Piet Smit se weergawe ook, Willem, van die oorwinningslied. Want een ek kan vandag jubel in die oorwinning van Christus. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ek wil namens die familie so 'n klompie bedankings net doen. Dit is net so 7 folio velle vol, so jy hoef nie bang te wees dat ek te lank gaan vat nie. Daar's maar gewone ou goedjies wat 'n mens voor dankie sê, soos afbob, die begrafenisondernemer. In hierdie geval bietjie meer persoonlike koster.
Nico wat vir ons gehelp het, baie dankie vir jou. Ons sê altyd vir die hospitaalpersoneel, hulle weet gewoonlik niks van dit, iemand hoor dit nooit nie. Ook maar dankie vir wat hulle gedoen het, en hulle sê ook maar dankie vir al die geld wat hulle kon gekry het uit ons siekweesheid. Maar daai wil ek in die besonder vir Koederskopse kerk sê, vir die kerkraad, baie dankie vir die beskikbaarstelling van al julle fasiliteite. My vrou het sopas 'n koppie gebreke agter, so skryf dit tog maar op 'n rekening, Willem asseblief. Dat ek nou nie moet hoor, ek kan nou weer aangejaag hê. En dan sal julle sien, die van julle wat die blaadjie voor julle het, dit is Martie se werk. Sy het dit alles ontwerp, en sy het dit alles saamgestel. Sy man is twee verskillike kennisse op die gebied. Ek weet van dit net maar heeltemal niks nie. Julle sien daar staan website master wat dit ontwerp het. Nou dis hulle twee wat daar agter sit. Baie dankie vir dit en ook vir die foto wat hier voor staan. Dis ook hulle werk. Baie dankie vir julle kunstigheid, maar dankie ook vir julle liefdevolle gesindheid waarmee julle dit doen. En dis vir ons baie great. En Willem ook die klank by hanteer. Gelukkig is dit ook nie my werk nie, maar baie dankie. Julle sal aan die einde van in hierdie week nog sal julle 'n website kry en dan kan julle ingaan op dit en julle kan alles weer van vooraf gaan kyk en vir die mense stuur wat dit graag wil hê. So dit gaan beskikbaar wees. So baie dankie vir dit ook. Dan vir al die dames wat kos gemaak het, Pamela het kos gemaak, my vrou het probeer kos maak en hier's nog iemand wat kos gemaak het. Isemari, waar is jy? Hoe daar is sy? Baie dankie aan almal van julle. Ek wil in besonder dankie sê vir almal wat hier is vandag, wat nou die moeite gedoen het om te kom. Dis 'n Vrydag en die meeste ouens wat op 'n Vrydag kan afkry, maak voete, hulle 'n bietjie pad. So dankie dat julle hier gebly het om vir ons by te staan ook in hierdie tyd. Hier's mense wat baie ver gery het nou, hulle is nou familie ook. Nou moet ek eers kyk. Waar, Julian, wat jou naam is, ek het jou naam vergeet. Julian kom daar uit Pietermaritzburg uit. Nou, jy weet, dis nie hier rond, dit is bitterver hier vanaf. Hy kom ry, en dit moes vir hom baie moeite geweest, want soos julle weet, hy is 'n gevaarlike mannetjie, hy het 'n trein probeer tackle. En toe ry die trein, die been waarmee die trein wou pootjie, ry hy toe af, so hy het loop nog met 'n kunsbeen ook rond, en ek weet nie hoe kry jy dit reg om nog te bestuur ook, en die pragtige moed te hê wat jy het nie, maar dis iets van Marie, wat maar altyd onder moeilike omstandighede weer uitdop aan die kant. So Andrei, Frank en Julian, vir julle ouens baie dankie dat julle hier is. Andrei se suster Elsabie en haar seun, dankie ook vir hulle. Dan dink ons ook aan Charlotte en Philip en Carly en Mia wat in Nieu-Seeland sit, wat nie kan wees uit die aard van die saak nie. Paul en Sonika wat haar ander boetie is ook in Nieu-Seeland, hy kan ook nie hier wees nie. Maar hulle het ook vir ons bydraaitjies gestuur. Jy sal in die blaadjie sien, daar is 'n klompie huldeblyke. Daar het ook enetjie ingekom het, al bietjie na die tyd gekom het, maar dankie ook vir julle bydrae. Charlotte, nou Charlotte gaan dit nou hoor, ons gaan vir haar stuur, dit sê toch net hoor, ek noem haar naam. Ander wil vir jou spesiaal bedank vir jou oproepe, jou onderskraging en vertroosting. Die afgelope tyd, ook die tye waar jy vir mamma woordloos vertroos en moet ingepraat het, toe sy soms baie moeg en moedeloos was. Julian, jy was altyd jou ma se rots en grootste ondersteuning, want jy was vir haar altyd daar. Jy en sy het groot uitdagings gehad, ook toe jy jou ongeluk gehad het, was sy jou grootste steun. En dan nou Andrei, jong, dankie. Nou, kyk, Andrei bel my altyd so op 'n aanse kant, en dan wil hy nou kuier, dan sê ek nou nie altyd in staat om te kuier, want ek is besig om vleis te braai. Maar dit is altyd lekker om jou stem te hoor, en weet maar, daai deur is nie toe nie. Jy is altyd welkom om te praat, wanneer ook al jy wil.
Iets van André wat vir my mooi was, toe ons nou al moedeloos was, regtig moedeloos. Want ons het gesien hoe gaan Marie elke dag agteruit. Het hy altyd as ons bel en sê, hoe gaan het Marie? Nee, dit gaan goed. Sy is okay en hoe gaan het met jou? Nee, dit gaan met my goed. Dit gaan altyd met hom goed. Tot die aand voor sy dood is, ek dink toe hy vir my gesê, dit gaan nie goed nie. Toe weet ek nou is dit rarig nie goed nie. So dankie vir jou en sterkte vir die pad vorentoe. En dan kan 'n mens seker nie anders as om vir oupa en ouma dankie te sê nie. Want julle weet nou, Marie is nie rarig oupa se biologiese kind nie, maar sy kon nie 'n beter pa gehad het as wat Paul de Kok vir haar was nie. So aan jou ook, oupa Paul, baie dankie van die familie se kant af. Ook vir jou bydra en vir die baie kere wat jy nog gaan pes gaan pla. Want dit is lekker om jou te pes en te pla. En daarmee is my storie klaar. As daar iemand is wat ek dalk uitgelaat het, ekskuus tog maar, ek ly nog al en Alzheimer ly ook so by the way so bietjie bety daar. Ek spot nie daarmee nie. Dit is net so 'n mens vergeet goed. Dat my vrou gesê en daarmee is my storie klaar, behalwe dat ek nog die seëngroet ook gaan lees. Sy het gevra vir 'n baie spesiale lied. Ek ken nie die lied nie, ek weet nie waar kom sy aan hom nie. Maar sy en Dominee Willem het gekonkel agter my rug. Ek gaan dan al 'n bietjie voorstok kry oor dit, maar kom ons sit rustig. Dan chill ons so 'n bietjie, dan luister ons 'n video, so jy kan maar kyk vir dit. En na die lied gaan ek die seëngroet uitspreek en dan gee ons net die familie kans om eers te loop. Hier is verversings in die saal vir die wat lus is vir verversings. Dit is sop. Die een pot sop is van sop gemaak en die ander pot sop is ook van sop gemaak en die derde pot sop is ook van sop gemaak. En ons broodjies by so julle kan kom sop eet, laat die trane loop. So ek gaan nou niks vir julle sê behalwe die seëngroet. Dankie Dominee Willem. Julle hoef nie saam. Niemand luister as ons fluister, begin te skree, tot kraanse antwoord gee. Die aarde bewe en vloede woed, die grond is bitter en die hemel soet. Maak my snoesig toe in my silwer kombers, want my tyd is uit, soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my snoesig toe in my silwer kombers. Blaas trompette, die wolke daal, my hemelse Vader het my kom haal. Grond en klippe val op my neer, maar hier's net vrede en niks meer seer. Maak my snoesig toe in my silwer kombers, want my tyd is uit, soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my snoesig toe in my silwer kombers. Stille waters, diepe grond, in die duister sluip gruwels rond. Eens vir altyd geboor getrou, nou net vriende wat vra en rou. Maak my snoesig toe in my silwer kombers, want my tyd is uit, soos die vlam van 'n kers.
lied is gesing tot die laaste vers. So maak my soesig toe in my stowwer kombers. Hemelvader, vat my hand, lei my na die vaderland. Maak my soesig toe in my stowwer kombers. Want my tyd is uit, soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my soesig toe in my stowwer kombers. Maak my soesig toe in my silwer kombers. Een van die komberse wat die Here oor ons gooi, is hierdie kombers, waar hy sê, ek is voor jou, om jou pad gelyk te maak. Ek is langs jou, om jou in my arms toe te vou. Ek is ook agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan, maar ek is ook onder jou om jou te dra as jy mag val. Ek is binne in jou om jou te inspireer, ek is rondom jou om jou te beskerm. Ek is bokant jou om jou te seën. So seën ek die enige Vader, Seun en Heilige Gees jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, Dominee Willem gaan vir ons 'n liedjie speel en dan kan ons maar uitbeweeg saal se kant toe. Die wat wil, kom ons gee net eers die familie kans om eers uit te stap asseblief.